Dis my interessant hoe ons baie keer die woord heilig gebruik. In die Bybel word dit meestal in 'n goeie sin gebruik, veral van God. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. God is die Heilige. En dit word ook gebruik om sekere plekke te beskryf, soos die tempel, sê nou maar met sy heiligdom, die heilige en die allerheiligste. 'n Plek wat regtig 'n toevlugsoord is, 'n plek waar iets van die heiligheid van God raak hier aan hierdie wêreld. Dit word ook gebruik van mense. Paulus byvoorbeeld praat altyd van die kerk as die heiliges. Die kerk is heilig, die mense in die kerk is heilig, gelowiges is heiliges. Wanneer hy vir mense briewe skryf en hy groet hulle, dan praat hy oor hulle as die heiliges. Maar dis net hier waar ons dan baie keer die ding omswaai, want as mense in die algemene spreektaal die woord heilig gebruik om na ander mense te gebruik, dan word dit dikwels neerhalend of spottend gebruik selfs. Daai ou dink hy is heilig. Sy sal wat gebeur? Sy dink mos sy is heilig. Sy dink mos sy is beter as ander. Daai ou klomp heiliges, hulle dink net hulle is reg. So ons gebruik dit amper in die sin meer van skynheilig. Mense of hoogmoedig, mense wat dink hulle is beter as ander, mense wat hulle self spesiaal ag op 'n besondere manier, of mense wat hulle self voordoen om heilig te wees, maar agterlangs vermoed jy, maar dan's allerhande goed aan die gang. En dit maak dit vir 'n mens moeilik om sommer so met 'n rustige gemoed te sê, ek dink ek is heilig. Ek dink aan myself as 'n heilige. Ek dink nie mense sal sommer so iets vir iemand anders sê, goeiemôre, ek is 'n heilige nie. En tog is dit die taal wat Paulus gebruik wanneer hy met gelowiges gebruik en wanneer hy met die kerk praat. So kom ons kyk na een voorbeeld daarvan. Wanneer hy in Efesiërs 1 skryf, 'n brief waarna ons in die volgende paar weke gaan kyk, wanneer hy in Efesiërs 1 skryf vir die kerk. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou wil ek uit hoofstuk 4 lees oor hoe hy praat met hulle oor hulle geloof. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is, deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid met geduld en in liefde te verdra, om julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede, een liggaam en een gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Wanneer Paulus vir die gemeente in Efese skryf dat hulle heiliges is, dan sê hy nie daarmee dat hulle beter is as ander mense nie. Om die waarheid te sê, in hoofstuk 2 doen hy baie moeite om vir hulle te verduidelik dat hulle en hy self ook en die apostel saam met hom, dat hulle eintlik mense is soos ander mense. Niks menslik is aan hulle vreemd nie. Hulle is sondaars, hulle is mense wat jy eintlik sou dink, maar God moet met hierdie mense niks te doen wil hê nie. God moet hierdie mense wil straf. Hy sê dis net God se genade wat maak dat hulle kinders van God is, dat hulle gelowiges is. Dis genade alleen. Hy sê niemand het iets om op te roem nie. As jy jouself as 'n heilige noem in die sin wat hy bedoel, as dit nie iets waarmee jy spog nie, is nie iets waarmee jy jouself hoër ag as ander mense of beter ag as ander mense nie. Jy is 'n mens wat genade ontvang het. En dit is ook beslis nie so dat hy dink, maar as jy daai genade ontvang het, dan is jy nou by die sonde verby, dan is sonde net vir jou verlede tyd nie. Want hier van hoofstuk 4 af kom hy en hy kom waarsku hulle teen allerlei goed, teen goed soos bitterheid en woede en al daai tipe van goed, diefstal selfs, oneerlikheid, verkeerde begeertes. En as hy hulle daarteen waarsku, dan is dit omdat hy dink dis goed wat hulle nog kan doen, goed waaraan hulle waarskynlik skuldig maak en kan skuldig maak. Ek gaan nie sê nou maar 'n vis waarsku teen die gevaar van boomklim nie, maar as my kleinkind by my kom kuier, sal ek vir hom waarsku, hoorie, jy kan nie nou in daai boom inklim as oupa nie by is nie. Want ek weet my kleinkind kan dit in sy kop kry, vis sal dit nie in sy kop kry nie, maar my kleinkind kan dit in sy kop kry. So as Paulus die gemeente in Efese waarsku sê nou maar teen bedrog of woede of bitterheid of skeltaal of sulke goeders, dan is dit omdat hy weet al is hulle heiliges, dis goed wat hulle in hulle kop kan kry en dis goed wat hulle kan doen. Hulle is nog steeds maar net mense. Dit beteken dat die kerk wat ons sien, die sigbare kerk,
dat dit dikwels vir ons 'n teleurstellende werklikheid is. Die kerk wat Paulus aanspreek as heilig is 'n kerk waarin mense verskriklike goed aan mekaar kan doen. Dis 'n kerk waarin jy onreg gaan kry. Dis 'n kerk waarin jy skynheiligheid gaan kry, bedrog gaan kry, woede gaan kry, binnengeveggies, bitterheid, skinder. Al hierdie goed gaan jy maar in die kerk kry. Die kerk wat 'n mens sien is baie keer vir 'n mens 'n diep teleurstellende werklikheid, en as jy van buite af na die kerk kyk, kan jy kyk, wel, as dit die heiliges is, dan wil ek met die heiliges niks te doen hê nie. As dit nou die gemeenskap van die heiliges is, soos ons in die geloofsbelijdenis is, wil ek met hierdie klomp niks te doen hê nie. Maar wat doen jy daarmee as jy in die kerk is? As jy self deel is van die kerk? Ja, dan moet jy, soos wat jy eerlik na die kerk kyk en sê, die kerk wat ek sien, lyk dikwels nie vir my heilig nie. Moet jy ook vir jouself sê, as ek na myself kyk, dan lyk ek ook maar nie soos 'n heilige nie. Want die goed waaroor Paulus waarsku, dit kom maar in my lewe ook, dit steek sy lelike kop in my lewe ook op een of ander manier uit. Dit help ek probeer dit wegsteek en dit help ek probeer dit ontken nie. Ek is nog steeds maar mens. Nou waarom sou die kerk dan heilig wees? As Paulus praat oor die kerk as heilig is, dan bedoel hy daarmee nie die kerk wat ons sien nie, hy bedoel daarmee juis, kan jy sê, die kerk wat ons nie sien nie, die onsigbare kerk, die kerk wat ons in hierdie lewe nooit sal sien nie, die kerk waarin ons glo, die kerk wat vir ons geloofswerklikheid is. C.S. Lewis het gepraat van the deep church, met ander woorde, dit wat agter en onder die kerk lê, die kerk as God se werk, die kerk waarvoor God liefde bewys het, die kerk waarvoor God mense geroep het, die kerk waarvoor Christus mens geword het, waarvoor hy sy lewe neergelê het, die kerk waarvoor hy opgestaan het uit die dood, die kerk waarvoor die Gees uitgestort is, die kerk wat bymekaar gemaak het om in hierdie wêreld te lewe as mense wat aan God behoort, nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat God hulle genadig was, omdat Christus sy lewe vir hulle gegee het, omdat die Gees vir hulle uitgestort het. Dis die onsigbare kerk. Net God ken regtig hierdie kerk. Ons glo in hierdie kerk, maar ons sien dit nie. Die onsigbare kerk, sê Paulus in Efesiërs 1, in Efesiërs 4 is maar een kerk, want daar is net een Gees, een Here, een Vader van ons almal. Daar is net een hoop, daar is net een doop wat ons met mekaar deel, daar is net een huisgesin waarvan ons almal deel is. Dis die een kerk. En nou sit ons met die probleem, maar daar's in 'n sin, is daar dan 'n teenstrydigheid tussen die kerk wat ons sien en hierdie kerk wat ons nooit sal sien nie, wat ons nie in hierdie lewe ooit sal sien nie, maar waarna ons glo. Die kerk waarna ons glo, die kerk wat ons nie sien nie, is een kerk wat saamgebind is tot een liggaam, saamgebind is deur die doop, saamgebind is deur die nagmaal. Dis hierdie een kerk. Die kerk wat ons sien is 'n verdeelde kerk wat versplinter is in 'n klomp kerke wat dikwels met mekaar in kompetisie is en wat met mekaar beklei op baie lelike maniere. Die kerk wat ons nie sien nie is die kerk wat aan God behoort en wat daarom heilig is. Die kerk is heilig omdat ons die eiendom van God is, ons behoort aan God. Soos wat die tempel heilig is omdat dit afgesonder is vir die diens van God, is ons vir God se diens afgesonder en daarom is ons heilig. Maar die kerk wat ons sien is dikwels op baie maniere lyk onheilig, lyk nie heilig nie, lyk nie asof ons goed is, of asof ons regtig aan die Here behoort nie. So daar's hierdie teenstrydigheid en die vraag is, hoe lewe ek nou as 'n deel van hierdie kerk, as 'n gelowige, iemand wat in Christus glo, hoe lewe ek dan te midde van die sigbare kerk met my geloof in die onsigbare kerk? En ek het nou al ervaar dat mense dit op verskillende maniere doen. Die een ding wat jy kan doen is om die onsigbare kerk, die kerk waarin ons glo, te gebruik as 'n lat om die sigbare kerk mee te slaan. En jy vind altyd fout met die sigbare kerk. En jy skryf eintlik die sigbare kerk af. Ek het selfs al te doen gehad 'n klompie jare terug met iemand wat ewe hoogmoedig vir my gesê het, ek behoort nie aan die sigbare kerk nie. Ek wil met die sigbare kerk niks te doen hê nie, want dis 'n sondige menslike ding. Ek behoort net aan die onsigbare kerk. En eers agterna, baie keer dink 'n mens mos agterna eers hoe jy iemand moes geantwoord het. Ek gedink ek moes vir hom gesê het, wel, ek is bly jy behoort aan die onsigbare kerk, maar die probleem is, jy is baie sigbaar. En wat ek in jou sien, is maar wat ek in die kerk, in die sigbare kerk ook sien. Dieselfde probleme, dieselfde foute. So ons kan nie die onsigbare kerk gebruik as 'n lat om die sigbare kerk mee te slaan nie. 'n ander ding wat ons soms doen, en ek dink
dominee sal dit amper meer doen, is om die onsigbare kerk te gebruik as 'n verskoning vir die sigbare kerk. Om vir mense te sê, ja, ek weet die sigbare kerk is nou so en is teleurstellend en dit maak jou seer en dit kan 'n slegte werklikheid wees, maar ons glo mos daarom nou eintlik in die onsigbare kerk en ons is deel van die onsigbare kerk. So jy moet nou maar amper dit verdra wat verkeerd is, moet amper nie daaroor praat nie, rig nou maar jou geloof op die onsigbare kerk. Maar ek dink ook nie Paulus sal ons daarmee laat wegkom en daaroor is hy te ernstig oor goed wat verkeerd loop in die gemeentes en waarskynlik hy te ernstig daaroor. So hoe moet ons dan leef met die verhouding tussen die sigbare en die onsigbare? Die eerste ding wat ons moet besef is dat daar net een kerk is. Die sigbare en die onsigbare is dieselfde kerk wat van twee kante af beskou word. Die een uit 'n menslike kant, die kant van menslike waarneming, menslike maatstawwe, die ander die kerk soos wat God dit sien, soos wat God dit opbou, soos wat God daaraan werk. Daar is net een kerk. Maar dit beteken dat ek die onsigbare kerk hier op aarde nie op 'n ander manier kan ervaar as deel van die sigbare kerk nie. Ek moet deel wees van die sigbare kerk om die werklikheid van die onsigbare kerk te belewe. Rondom die doop, rondom die nagmaalstafel en gemeenskap met gewone sondige mense, gelei deur gewone sondige leiers, beleef ek die bouwerk van God. Daar's nie 'n ander plek om dit te beleef nie. Dit is in die werklikheid, die morsige werklikheid van die sigbare kerk, dat ek in aanraking kom met die wonderlike genadegawe van die onsigbare kerk, van hierdie liggaam wat God besig is om te bou. Nou, hoe leef ek dan as deel van die sigbare kerk met my geloof in die onsigbare kerk? Paulus gebruik 'n baie interessante woord hiervoor. 'n Woord wat amper klink soos die Griekse woord vir heilig. Die Griekse woord vir heilig is hagios. Hy gebruik in hoofstuk 4 die woord axios, wanneer hy sê, sorg dat julle lewenswandel waardig is aan die roeping waarmee julle geroep is. Axios beteken dat ek in 'n sekere sin my lewe in balans moet bring. Soos daai skale wat jy gehad het met die twee bakkies. Aan die een kant is God se roeping, aan die ander kant is my lewe en ek moet probeer om my lewe altyd in balans te bring met God se roeping. En dinge loop verkeerd wanneer daar 'n wanbalans kom. So ek moet sorg dat my lewenswandel en ons as gemeente moet sorg dat ons lewenswandel in balans kom met dit wat God gesê het ons moet wees. En hoe kry ek daai balans? Hoe kry ek daai balans in die roeping? Ons word dus geroep om te groei daarna, om die onsigbare kerk te wees. Ons is die onsigbare kerk, maar ons moet ook al hoe meer groei na dit wat God sê die onsigbare kerk is. Ons moet groei na eenheid, ons moet groei na diensbaarheid, ons moet groei na heiligheid. Ons kry die status van heiligheid deur die genade van God, ons word heilig genoem, maar ons word dit genoem sodat ons kan groei daarna, sodat ons lewe al hoe meer deur aksios kan maak, in balans kan bring met daardie roeping van heiligheid. Hoe groei ons? Ons groei nie deur mekaar te verwerp en te veroordeel en af te skryf nie. Ons groei, sê Paulus, deur mekaar in nederigheid en liefde te aanvaar en te dien. En hoe meer ons dit doen, hoe nader groei ons aan die doel wat God met ons het. En ons sal altyd besig wees om te groei. Hoe meer ons mekaar in liefde aanvaar, soos God ons aanvaar het, mekaar vergewe soos God ons vergewe het, mekaar verdra soos God ons verdra, mekaar dien soos wat God ons dien deur die Heilige Gees, deur vir ons gawes te gee. Hoe meer ons dit doen, hoe meer groei ons uit Christus uit die genade in Christus na Christus toe, om soos Christus te word. So, waar laat dit my? As ek op 'n Sondagmôre, sê nou maar as predikant in hierdie kerk staan, ek sien die kerk voor my, die sigbare kerk, wat maar 'n sondige, feilbare klomp mense is, soos wat ek self ook is. En ek praat met hulle. As ek daar staan en dink, julle is so 'n klomp sondige, slegte mense, en ek skryf hulle af en ek verdoem hulle en ek veroordeel hulle en ek distansieer myself van hulle en ek sê, dankie Here, ek is tog nie soos hulle nie, ek is daarin beter as hulle en ek stel myself aan as heilig, dan is ek juist besig om verskriklik onheilig te wees. Want dit wat ek dan doen, my hele houding teenoor hierdie mense, is nie aksios nie, dis nie waardig aan die roeping nie. As ek hier staan en dink, dis mense soos ek, sondaars soos ek, maar ook begenadigdes soos ek.
Dis mense vir wie Christus sy lewe gegee het. Dis mense vir wie God sy gees uitgestort het. Dis mense wat God besig is om te bou. Dis mense wat God op 'n pad neem om te groei. En my roeping is nie om hulle te verdoem nie. My roeping is om in nederigheid, my band moet hulle vashou, om te dien waar ek hulle kan dien, om hulle te vra om my te dien, om tereg te wys waar dit nodig is, maar hulle te vra om my tereg te wys, om die pad saam met hulle te loop. Hoe meer ek dit doen in liefde, hoe meer aksios is ek, hoe meer waardig is ek aan die roeping wat God vir my gegee het. So hoe lyk heiligheid in praktyk dan? Heiligheid in praktyk blyk nie, ek is beter as jy nie. Heiligheid sê, ek is soos jy. Ek is 'n mens soos jy en ek wil vir jou 'n medegelowige en 'n medemens wees. Heiligheid in die praktyk lyk nie om myself beter te doen as voor te doen as wat ek is nie. Heiligheid in praktyk sê, ek wil graag as mens soos jy vir jou dien. Ek wil nederig saam met jou die pad loop. Heiligheid beteken daarom ook, ek probeer jou nie domineer, ek probeer nie vir jou slaan in die karwats, ek probeer nie my wil op jou afdring nie. Heiligheid vra, hoe kan ek jou dien op die pad waarop die Here ons gelei het? Heiligheid het nie 'n kroon of 'n troon nie. Heiligheid dra eerder 'n voorskot. Amen. Meer as 140 jaar terug het mense hierdie kerk ontwerp, hierdie kerk gebou, die bakstene opgebou. Deur jare het mense dit in stand gehou. En net so het God in Christus die fondament van die kerk gelê. Het God deur die eeue mense ingebou deur die werk van sy gees. Het hy vir ons ingebou in die kerk. En is ons sy bouwerk wat aan hom behoort. Heilig, omdat hy heilig is. Geroep om te groei in heiligheid, omdat hy wat ons geroep het heilig is. En daarom bid ek nou, dat die genade van ons Here Jesus Christus vir jou die fondament sal wees waarop jy jou lewe bou. Dat die liefde van God ons Vader, soos mure sal wees, waar binne jy ander mense ontmoet, en waar binne jy hulle lief het. En dat die gemeenskap van die Heilige Gees, vir jou soos die bedekking sal wees, die dak sal wees, wat alles oordek, en waar binne ons mekaar lief het, teregwys en dien. Amen.